Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Die Raaisel, geskryf deur Johan Jansen van Rensburg. Met die inloop in my ma se sitkamer het die pronkkas bruin en trots gepronk. Na jare was die hout blink en sonder skrape. Die glas verdeel in 3 groot panele was heel en die laaitjies het al eie sleuteltjies gehad. 'n Ware kandidaat. Hy was maar altyd daar. Na ouma se afsterwe het hy gulsig die hoë troustel se plek in die sitkamer ingeneem. Ek onthou hoe ons Sondag na kerk by ouma Fien in die aftreeoord gaan koffie drink het. Met die bruin melkpoeierbrousel veilig in 'n plastiekglasie het ek dan groot oog op die hardhaar maatjie voor die pronkkas gaan sit en die oramentjies daarin met my oë ontleed. Ek, Pietro, was in 'n ander wêreld. Met my eie uniekheid in baie unieke omstandighede groot geword, om daarmee te deel in goeie en baie slegte tye. Daar was die wit gehekelde swaantjie met sy lyfie vol pepermentlekkertjies, 'n olifantjie gemaak uit 'n ou Handy Andy bottel met sy maagie vol pink oudelingspilletjies, 'n dogtertjie gemaak uit seeskulpies, 'n gogga uit klippies en 'n 2-wielfietsie kunstig uit bloudraad gevleg. Ouma was sentimenteel. Alles van waarde het 'n ereplek in die pronkkas gekry. Sy het vertel dat die oudste ornament daarin die verdroogde handreikertjie was wat sy op haar 16de verjaarsdag na skooldans gedra het. Ek het nooit vra oor die ornamentjies gevra nie. Ek het stil soos 'n muis op die hardhaar maatjie gesit en gedroom. Jare later het die wit olifant in my ma se voorhuis gepronk. Die sleutel van die glasdeurtjies het egter oor die jare heen verlore geraak. Pietro se grootword was nie maklik nie, maar eie ek en geloof in God het haar laat volhard. Sy was haarself en het teen kritiek of lae verwagtinge deure oopgesien en dankbaar aanvaar om te vorder tot die trots van die familie. Ander mense het die potensiaal in haar gesien, tot hulle verbasing, en sy het 'n topstudent geword, later 'n suksesvolle sakevrou. Sy het dikwels teruggedink aan haar ma en al ouma se versamelde items in die pronkkas. Ma het die kleinkinders toegelaat om die ornamentjies uit te haal en daarmee te speel wanneer hulle kom kuier. Die pepermentjies en die pink ouderlingspilletjies was lankal weg. Die skulpie-dogtertjie se voetjie was af en die glasspaarvarkie is al 2 keer aan mekaar gegom. Net die wynbotteltjies en die groen babaskoentjies het nog hul vroeë bekoorlikheid behou. Dit het vreemd gevoel om die kinders so hardhandig met die ornamente te sien speel. My hart het gepyn as ek gesien het hoe Ken en Barbie op die fyn bloudraadfietsie moet ry. Die Hollandse poppie se hare het 'n nuwe kapsel en die voelnessie se pink en blou wattetjies was weg. Ouma sou in haar graf omdraai. Ek het moed bymekaar geskraap en vir ma gevra of ek nie die wit olifant saam huis toe mag neem nie. Toe ma hoor ek wil 'n nuwe voorkoms aan die oue gee, was die koel dwars deur die kerk. Die kinders het dit wat oor is opgewonde in 'n kartondoos gepak en groot en swart geskryf: Ouma Grootjie se ornamente. Ma het die boks in die stoorkamer op die stikkende wasmasjien gaan neersit. Tuis het ek op die sementplat van die lapa gaan sit en deur die venstertjies gekyk, oorval deur nostalgie. Ek het geweet ek is wie ek is, dat elke persoon uniek is, selfs jou ouers. Wees dankbaar. Ek het weer die koffie en melkpoeier mengsel in my mond geproe en die harde haar maatjie onder my gevoel. Ek het gehuil oor die agterkleinkinders se hardhandigheid en oor dat ek nooit die voorreg gehad het om aan daardie kosbarehede te raak nie.
Die sleuteltjie het sag in die slotjie gedraai en ek het die laaitjie respekvol oopgemaak. Ouma moes die slotjie dikwels dokter met spookpiepie. Anders wou dit nie werk nie. Ek onthou dit goed. Daar was iets aan die bodem vas. Ek het daaraan gewikkel. Dit was 'n koevertjie. Ek het dit versigtig losgemaak. Ek het verstom op my hakke teruggesak. Skielik was ek weer die uittand dogtertjie op die harde haar maatjie voor iets baie interessants. In my gees het ek weer gesien hoe die gesels in die lug bly hang. Almal se oë was vasgenaal op die vergeelde koevertjie in my hande. Ek kon sweer ek het ouma agter my hoor fluister. Maak oop die briefie, my kind. Dit was 'n koerant uitknipsel. 'n Klein beriggie onder in die hoek van die bladsy. Tragedie tref Noordwes familie. 6 familielede sterf in fratsongeluk buite Ventersdorp. Enigste oorlewende was Fien Visagie en Baba Zamarie Visagie. Frans Visagie, seun van Fien Visagie, moes die masjiene van Baba Zamarie Visagie gaan afsit. Ons harte gaan uit na hierdie verslaane familie. Ons bid vir julle. Ek het die groen baba skwintjies in die pronkkas gesien en onthou ouma my nie wou hoor nie. Kinders moes gesien word en nie gehoor word nie. Die atmosfeer was gelaai, ek onthou dit nou. Dit was Selma Riek se skwintjies. Pa Frans moes die masjiene afsit. Dit het verduidelik waarom hy so erg begin drink het. Dit was altyd 'n raaisel waarom my huis so gebroke was. Ek verstaan nou. Wetend dat ek myself herken het en deur al die goeie en slegte tye gebou het aan verbeelding, toekoms en drome, het ek teruggedink aan wat was en wat sou wees. Toe het ek groot geword. Dank God. Dit was een van vele stories uit die pen van die skrywer. As jy hom geniet het, oorweeg dit gerus om een van die skrywer se boeke op jou boekrak te sit. Natuurlik eers wanneer jy hom klaar gelees het. Besonderhede waar om 'n boek van die skrywer te bekom, is in die beskrywing. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.